Hallo en baie welkom terug by Remoer, die podcast vir vars vrae in jou moedertaal. So taal is iets wat ons elke dag gebruik, maar hoe gereeld dink ons regtig oor wat dit van ons sê? En vandag gaan ons juist hieroor praat, nie op die gewone soos skoolbord manier waarop ons gewoond is aan nie, maar meer oor iets baie meer interessant en dit is om te sien iets van onsself. Want taal is nie net hoe ons praat nie, dis hoe ons voel, dis hoe ons behoort en is baie keer, dis meeste van die tyd wie ons is. Ons gas vandag is iemand wat sy luister nie net na mense nie, sy verstaan ook baie keer hoekom dit is wat mense, hoekom hulle so sê. Sy het haar meestersgraad van Stellenbosch af gekry, waar sy haar navorsing gedoen het oor Afrikaanse woorde, wat met smaak en reuk te doen het. So met ander woorde, as ek het nou mag butcher hierso, hoe woorde soos soet of suur, nie net beteken wat iets is nie, maar ook hoe dit jou laat voel. Vandag werk sy by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge as die Internal Stakeholder Relationship Manager. En as 'n mede-kollega kan ek vir jou sê, daar word gereeld na haar toe gedraai om te vas te stel hoe woorde gaan land. So sy luister fyn en sy's iemand met 'n regte liefde vir mense en taal. Welkom by Remoer, Talia. Dis lekker om jou hier te hê. En as jy al ooit gewonder het hoekom jy op 'n sekere manier praat en hoekom mense jou op 'n sekere manier verstaan, maak seker jy bly tot die einde toe. Elnike, waar op aarde begin ons? Jessie, dis baie om te unpack taal, maar heel eers wil ek hoor, wat is psycholinguistics? So psycholinguistics het te doen met die, dis 'n soort van 'n subveld van linguistics, wat dis die studie van taal, en psycholinguistics het te doen met die verhouding tussen taal en jou brein. So wat hier bo aangaan en wat hier uitkom, wat is die verhouding daartussen. Ja. Okay, so is dit dan reg as ek vir jou sê, Jessie, is dit dan reg as ek sê, die manier hoe ek goed sê, of hoe ek dink goed sê, word anders persief vir iemand anders, vir wie dit gesê word, of wat ook al, hoe dit gesê word. Is ek reg as ek dit so dan sê? Ja, soort van. So daar's baie teorieë oor hoe daai verhouding lyk. En dis hoekom daar 'n hele veld is daaroor. Maar die ding is almal se kognisie of die goed wat in 'n mens se kop aangaan is anders. Daar's sekere patrone en so aan, maar dit is almal se individuele persoon. En die enigste manier waarop ons met mekaar en met die wêreld kan self interface, is deur taal. En daai taal is, as 'n mens nou met mekaar praat, is dit eintlik, dis self 'n negotiation tussen wat ek dink en wat ek wil sê en hoe ek dit kommunikeer en hoe dit land by jou. So dis hoe ons daai patrone en so aan ontwikkel, en meaning uit taal uit kry, so So ek dink, sorry Elnike, okay. Sorry, ek moet ons begin sommer by die get-go. Hierdie is ons tweede guest wat ons op die podcast het. So verskoon maar as ek en Elnike, ons vind nog ons flow lekker met hoe om tussen 3 mense te werk. Elnike, ek gaan vir jou gee, jy kan eers gou. Die persepsie van hoe mense goed sê, is dit moontlik om dit te beïnvloed met hoe jy dit sê. So as ek sê my nou vir Anu sê, Jessie, hierdie wat jy doen is nie vir my so lekker kosher nie, en ek sê dit in 'n
in my kop sê ek dit in 'n baie mooi manier, maar haar persepsie daarvan is die teenoorgestelde. So hoe kan ek dan verseker dat dit wat ek sê reg gepersieef word volgens hoe ek dit wil sê? Maak dit Ja, sin? soos, is daar triks in die taal, soos wat is die, uit wat jy half ken, is daar triks in die taal wat kan half beïnvloed? Ek weet nou spesifiek, ek het in die introduction genoem soos suur en soet, maar soos is daar 'n shortcut wat jy al opgetel het, wat mense net soos, of waarin mens kan dink as jy byvoorbeeld in 'n konfliksituasie sinema is, wat jy op 'n sekere manier jou vrae of jou woorde kan gebruik. Hoe is dit dat die brein interact met die woorde wat ander mense gebruik? Ja, so ek dink dit hang af van baie dinge. Dit hang af van die taal waarin jy werk, die konteks, en dan ook jou verhouding met die ander mens. So natuurlik kan jy, as jy iemand baie goed ken, dan weet jy waar ja, what they respond to best. So dan kan jy maklik daai woorde kies. Soos ek gesê, daar is sekere patrone, en daar's baie studies daaroor, en dis wat ek baie in my werk gebruik, in 'n veld soort van 'n offshoot van psycholinguistics wat behavioral linguistics genoem word. Waar dit gaan oor hoe taal mense se behavior beïnvloed. So ja, daar is nie set reëls nie. Ek kan nou nie eintlik presies aan iets dink nie. Maar daar is, ja, as 'n mens nou negotiate in 'n konfliksituasie, is daar sekere maniere waarop jy kan, daar is definitief sekere maniere waarop jy kan iemand se persepsie beïnvloed. 'n Interessante deel hiervan met die verhouding tussen persepsie en taal. Dit was eintlik my honneurs projek gewees wat ek so ek het mense ek het sekere geure en goed gehad en mense het dit geruik en ek het vir hulle gesê wat dit is. Maar sekere van daai geure kon as een ding of 'n ander ding gepersieef word. So ek het gevind, en ander studies het ook gevind, dat daai label beïnvloed hoe 'n mens iets persief. So as ek dieselfde ding vir dieselfde mens gee en ek sê dit is ek probeer nou dink aan wat presies dit was. Dit was die mees die grootste effek was op iets wat eerder as kaas of as opgooi kan persief word. So daar is 'n spesifieke geur wat hulle gebruik in kaasgegeurde goed en dit kom natuurlik voor in kase soos parmesan en so aan. Maar dit kan ook as dit baie gekonsentreer word en as jy vir mense sê dis opgooi dan dink hulle dis ja. So dit is Dankie dat jy so pas parmesan vir my geroon het. Ek dink net ja, aan moenie te veel daaraan dink nie. Ek dink net aan daai, jy kry mos daai jelly beans, dit was die craze gewees op 'n stadium wat jy so spinning en dan die een is kaas en die ander een is puke flavored. Ja. Talia, askies, ek het jou nou half in die rede geval, maar dit laat my nou dink aan, so as jy nou byvoorbeeld in Afrikaans, dis baie keer vir ons baie moeilik om te verduidelik hoe iets ruik. Soos, ek dink nou as ek byvoorbeeld iets beskryf wat lekker ruik. Kom ons vat 'n parfuum. Daar's baie keer nie regtig 'n woord wat ek het om daai parfuum se reuk vas te vang nie, maar ek sal gereeld sê, o, dit ruik soos rose.
En dit was my interessant toe ek half dit besef. Dis my interessant, hoekom is dit dat dit so moeilik is om sekere goed te beskryf? Is dit omdat reuke moeilik is of is dit omdat ons taal half sê nou maar die language spesifiek, want ek besef en jy het dit nou ook uitgewys, maar obviously baie van hierdie goed is nie oordraagbaar tussen verskillende tale nie. Maar omdat hierdie nou Afrikaanse podcast is, verbruik ek nou spesifiek Afrikaanse woorde. Dis ja, die kaas byvoorbeeld, daar's nie noodwendig 'n reuk om daai kaas mee te beskryf nie, maar jy gaan gereeld dalk sê, o, dit ruik soos opgooi. Is dit die taal of is dit omdat ons taal net nie so goed ontwikkel is al nie of kan dit net nie? Daar's 'n paar goed paar goed wat dit beïnvloed en dit was eintlik my meestersgraad gewees. En so basically die meeste tale is dieselfde as Afrikaans en Engels en so aan. Dit is moeilik die reuk en geur leksikon in baie tale is baie klein. In vergelyking met ander senses soos sig. Dit is ons mees die leksikon vir hoe goed lyk is om dis gewoonlik die grootste in meeste tale. En ek dink dit het te doen met die funksie van daai verskillende sintuie in 'n mens se lewe. So die eerste ding wat ons gewoonlik doen as ons met iets interact is jy sien dit. So dis al die primêre manier waarop ons met die wêreld interact. En dan as 'n mens dink oor reuk. As 'n mens jou melk in die yskas het en hy was al vir 'n hele tydjie daar en jy wil weet of jy hom nog kan drink, dan ruik jy hom. So dit het meer te doen met emosie of ruik dit lekker of nie lekker nie. As om dit te beskryf. As dit sin maak. So meer oor die use case amper van dit, soos of dit goed of sleg vir jou gaan wees as wat dit is of dit lekker ruik of sleg ruik. Ja. En om daai rede is baie goed of baie woorde wat spesifiek te doen het met reuk wat nou nie geconnect is met 'n ander ding nie. So jy sê dit ruik jy sal sê iets ruik sleg. Of en dis spesifiek vir die reuk. Ek het nou my train of thought verloor. Ag, so okay, nee, maar dis presies dit. Maar ek dink ek het hierdie vraag beantwoord, ja. Ja, nee, 100%. Ek weet Alnike is ook baie geïnteresseerd in kultuur en die effek wat taal op mense kultuur het, maar ek wonder nou juis om dit van hier af na kultuur toe te connect half. Byvoorbeeld as jy dink aan baie ek dink aan hunter-gatherer societies. Is dit dat hulle baie keer kom ons vat jou voorbeeld van die melk. Die rede hoekom ons sukkel om 'n woord te hê vir daai reuk of daai geur van die melk as dit suur is meer omdat dit gaan oor of dit goed of sleg is vir ons en nie noodwendig oor die actual reuk van dit nie. Maar byvoorbeeld in baie ander societies, soos in hunter-gatherer societies, moet hulle dalk baie van hierdie reuk kan identifiseer om te identifiseer of dit goed of sleg vir jou gaan wees. So dink jy die kultuur en die leefstyl van mense het 'n invloed op of die taal meer direkte maniere kry om te beskryf hoe iets ruik? Ja, so dit klink vir my amper asof jy my meestersgraad gelees het. Ek het nie, ek kon hom nie kry nie. Maar kon jy hom nie kry? Traai. So deel asseblief. Ek kan vir jou 'n link stuur. Maar ja, so dit is ook in my literature review.
So hulle het studies gedoen op societies wat meer hunter-gatherer tipe societies is en daai groepe het 'n groter reukleksikon as ons in. En dit sou nou baie interessant wees. Obviously kan ons het nie 'n time machine nie, maar dit sou baie interessant wees om te sien hoe taal verander soos mense weggebeweeg het van daai tipe leefstyl en daai tipe kultuur. Ja, so hulle dit het te doen met daar's definitief 'n verband tussen die funksie van reuk in 'n kultuur en die reukleksikon. Dis baie interessant. My perspektief van kultuur is terug by die parfuum is in my kop gaan ek hou meer van earthy smells. Waar Anu byvoorbeeld ek mag dit ook verkeerd wees want ek kan nou actually nie onthou nie. Soos Anu hou meer byvoorbeeld van soetreuke. Ek hou niks van 'n scented candle nie want dit is te soet vir my. So daai natuurlik het ek voel ons sit nou 'n bietjie vas op reuk spesifiek, maar om dit terug te bring by taal, my manier van my reuke beskryf earthy smells, obviously het 'n invloed, is beïnvloed deur my kultuur. Nou ek en Anlu is van dieselfde ras en van dieselfde gender en ons praat dieselfde taal, maar ons het nie dieselfde kultuur nie, al is ons beide in die groter perspektief van dieselfde kultuur. My familie obviously was anders as Anu se, so dis twee verskillende kulture as jy nou so diep in kulture wil gaan, maar natuurlik het dit mos 'n invloed op hoe ons goeders perceive as lekker of nie lekker nie. My vraag is, die feit dat my en Anlu se culture, kom ons noem dit personal culture, anders is, it must have an influence on our language as well. Al praat ons dieselfde taal en al het ons similar views en perspectives oor die wêreld, daar moet nog steeds 'n invloed wees. As jy kyk na die groter skaal en jy kyk na formele Afrikaans en dialek, daar moet 'n verskil wees in kultuur, obviously as jy die dialek gebruik en as jy formele Afrikaans gebruik, soos wat ons doen, hoe het taal dan invloed op persepsies van die individu, as jy kyk na daai perspektief? Ja, so ek weet nie of ek jou vraag korrek interpret net nie, maar ja, vra jy oor hoe die taal jou persepsie verander of hoe jou So as mense taal leer, dan is dit jy leer van die mense om jou. Dis daai input is die enigste manier waarop mense regtig taal leer. Tot op 'n moedertaal vlak. So natuurlik gaan die mense wat om jou is jou taal beïnvloed, en veral in goed soos jou vocabulary. Natuurlik gaan jy nou in sekere kulture sekere goed meer oor sekere goed praat as in ander kulture. So in daai sin beïnvloed dit ook. Maar ook hulle het ook al studies gedoen en hierdie is nogal baie basic studie en daar's hele velde linguistics wat veg oor hierdie een studie wat hulle gedoen het. Maar hulle het basies gesê
ja, dis deel van die Sapir-Whorf hypothesis wat basies sê dat jou taal beïnvloed jou persepsie. En hulle het gegaan na 'n groep Inuit mense wat ek weet nie hoeveel woorde het nie, maar ek dink hulle het iets soos 10 woorde of iets vir ys, verskillende tipes ys en sneeu. En hulle kon dit makliker sê wat se tipe ys is. Ja, vir ons, veral ons wat in Suid-Afrika bly, ons sien nie baie ys of sneeu nie. So dan kan ons nie eintlik ysblokkie in my yskas. ja, presies. So ons kan obviously nie daai verskillende tipes ys noem nie, maar ons kan dit ook nie necessarily sien nie. So hulle kan die verskille sien. En dis dieselfde met woorde wat met kleur te doen het. So in Rusland, in Russies, het hulle 2 verskillende woorde vir donkerblou en ligblou. En ons het net blou. En hulle doen studies waar hulle op 'n skaal het verskillende blokkies met in verskillende bloue. En hulle het mense gevra van wat verskillende tale praat. Het hulle gevra om te sê waar is daai lyn. En dit was baie moeilik vir mense wat Engels praat. Ek dink die ander taal is Engels. Maar byvoorbeeld Engels. As die sprekers van Russies, hulle kon sê, okay, hierdie is 'n ander kleur. Selfs kleure wat baie eenders lyk vir ons. Lyk bietjie meer anders vir hulle. So, ja. Yes, dis Dis baie baie so interessant. dit klink vir my soos 'n wat was eerste die eier of die hoender tipe vraag, want soos wat kom eers, is dit die taal of is dit eers die manier hoe jy die wêreld half perceive of dink ewen net, soos is dit eers beïnvloed ons denke ons taal of beïnvloed ons taal ons denke. En ek weet nie of dit so 'n clear-cut question regtig is nie, maar ja, dis verseker interessant. Alnike het die woord lekker gebruik. En toe sy dit sê, toe sê ek soos yes, want ek wil gevra het oor lekker. Ja. Soos lekker is so 'n odd word. Kan jy vir ons soos enige iets interessant oor dit gee of soos 'n bietjie background? Hoekom op aarde het ons 'n woord soos lekker wat so 'n massive gebruik, soos dit kan vir enigiets gebruik word in Suid-Afrika omtrent en almal weet presies wat jy bedoel. Ja, maar nou dat jy dit noem, ek soos lekker, wat beteken lekker? Lekker Ja. beteken lekker. Dit is lekker. Dit is in Engels sal jy gesê het soos jy sal seker meer 'n sin gesê het van I'm having fun instead of lekker. Ja, of is Mm. this is tasty in plaas van is lekker. Ja. So lekker is baie interessant want dit daar's weergawe van lekker in ander tale en dit word nie dieselfde gebruik as in Afrikaans nie. So in Duits is lekker dis amper dieselfde ding, maar jy gebruik dit net vir kos. So jy kan nie sê daai braai was lekker nie. Dit is Ja, of dis is 'n lekker weird vir dag. hulle. Ja, of is 'n lekker dag. Dis vir hulle baie weird. Ek het Duitse familie en ek moet myself Sy frown upon it. toe ek jonger was, moes hulle vir my sê dit klink baie weird dat jy nou sê it's like saying that the day is tasty. Ja. So dis interessant op in daai opsig, maar daar is baie woorde in baie tale wat nie goed getranslate kan word nie. En ja, dis moeilik om te sê hoe dit so ontwikkel het. Dis obviously van dieselfde want Afrikaans is 'n Germanic taal.
selfde as Duits en Nederlands en so aan. En Engels. Maar Engels is 'n hele ander storie, maar so dit kom van dieselfde plek af, maar dit het nou anders ontwikkel in ons taal. Ja, ek sal nie nou kan sê nie, maar dit sê seker iets van ons kultuur of hoe ons taal ontwikkel het. Ja, want dit is 'n lekker woord. Dit is 'n lekker woord. En baie ons hoe soos ja, presies daai wat jy sê van hoe die taal ontwikkel, want ek weet nie wanneer dit lekker begin nie, maar dit verseker moet iets beskryf oor hoe taal konstant besig is om te verander, want ek kan nie regtig sien boere in die Eerste Wêreldoorlog wat sê o, hierdie is nou 'n lekker dag nie. Ek twyfel dat hulle dit enigstens gesê het, want hulle was in 'n Ja, oorlog gewees. fair enough, maar ek bedoel net soos uit daai tyd uit en ja, dit sal nogal interessant gewees het om te kan, of wel nie gewees het nie, dit sal interessant wees om te sien rondom watter tyd as dit obviously gedokumenteer is, het lekker begin en wat was die soos state of mind van die mense in daai tyd, want ek dink baie keer ja, okay, maar nou is ek net weer terug by, is dit die taal wat die mens beïnvloed of die mens wat die taal beïnvloed? Anyway, seker unknowing, ja, niemand weet of die eier of die hoender eerste was nie. Ek wil wel vra oor goed soos mond shape. Dis vir my altyd interessant gewees, want baie ander tale, of so, kom ons sê byvoorbeeld, daar's hierdie een Asian persoon wat in Potchefstroom is. Dit sal nou baie ironies wees as hy ons podcast op afkom en hy sê, o, hulle praat oor my. Ja. En hy praat verskriklike mooi Afrikaans. Maar Ja, ek weet daar van is wie jy praat, ja. daar's nog steeds soos ja, net die kom ek vat myself eerder as 'n voorbeeld. My mond is op 'n sekere manier gevorm dat dit vir my byvoorbeeld baie moeilik is om die klank te maak. Ek het dit nou anyway gebutcher, maar soos baie Wat van die se klank? Xhosa klanke kan ek nie regtig Ja. met my mond maak nie. Hoekom is dit? Soos beïnvloed ons taal ons mond shape of is dit meer soos waar ons bly wat ons mond shape verander? So verskillende tale het verskillende klanke en daai klanke word op verskillende plekke in jou mond en keel gevorm. Almal is gebore met die vermoë, ja, met sekere exceptions as jy nou 'n geboortedefek het of iets, as jy nou jou mond nou anders gevorm is, maar almal is gebore met die vermoë om al die klanke te maak. En die klanke wat jy dan I mean dis basies soos om 'n dis basies net oefening. Hoe jy jou mond beweeg beïnvloed hoe daai spiere en so aan hoe hulle develop. En dan op die ou einde, as jy nou klaar taal geleer het en so aan, dan is jy geoefen in sekere klanke en dan word ander klanke soos die kliks en so aan moeiliker. So dit is, en as jy ouer is, dan is dit moeiliker om daai klanke dan aan te leer. Dis een van die ek wil nie sê dis een van die eerste, maar dit is nogal rudimentêre deel van taal wat 'n mens baie vroeg aanleer, is daai klanke. So ja, dis hoekom dit so moeilik is as jy nou later in die lewe 'n ander taal leer, is dit baie moeilik om vir jou om daai taal te leer sodat mense nie kan sien dat jy nie 'n huistaalspreker is nie. Maar as jy daai klanke vroeg leer, so vir my persoonlik, ek het Duitse familie, so ek het baie Duits gehoor toe ek groot geword het en 'n bietjie Duits geleer. My uitspraak is beter as die ander mense of baie ander mense in my universiteits Duits klas
want hulle het later daai klanke geleer. So toe ek baie klein was, het ek al daai klanke in my mond gehad. En dit het my gehelp later om 'n bietjie meer natuurlik te klink in die taal. Ja, so Ja, almal is dit basies 'n clean slate. ja, Okay, ja, dis interessant. ja. Dit is amper soos 'n daai chicken and egg situasie. Wat kom eerste? Maar Ja. dit is ja, dit is jou jou taal wat jou mondbeweginge beïnvloed. Ja. Interesting piece of knowledge wat ek het. So ek mag dalk my like presiese feite verkeerd hê, maar ek weet nie wat mense dit noem nie. So die song Yellow Lemon Tree, like just another lemon tree. Daai enetjie is 'n Sweedse band, ek dink, wat dit sing. En hulle verstaan nie Engels nie, hulle kan nie Engels praat nie. Hulle het totally daai liedjie geleer net op klank. What amazing, that's amazing. I mean, what a great song. En like ek het duis gehad op universiteit en ek kan ook contest toe. Dit is moeiliker vir my om dit te praat as om dit te lees of skryf. Juis oor die klanke. Daar is baie similar klanke as wat daar is in Afrikaans of wat. Dis wat ek gevind het met en whatever. Ja. Maar dit is moeilik want jy dis asof jy moet oorleer hoe twee wat nou is dit? twee letters langs mekaar 'n klank maak. En dit is moeilik. So ek verstaan, dit is moeilik en ek het ook al geleer dat dit is of gehoor of gelees of wat ook al, dit is moeiliker vir ouer mense om 'n nuwe taal aan te leer. Dit is regtig 'n talent om 'n nuwe taal te leer, ja. Ja. Daar's nog iets wat ek nou wou sê, maar ek het my train of thought verloor. So. Ek kan ek hierso 'n vraag ingooi as ek wonder ek het nou die g genoem en ons weet dis 'n baie half grouwe klank. Is die tipe woorde wat ons het, beïnvloed dit ons of is dit beïnvloed ons emosie, maar beïnvloed dit hoe emosioneel die mens is wat dit gebruik. Soos Afrikaanse mense. Dink jy Afrikaanse mense is geneig om meer emosionele mense te wees, omdat, ek sê nie ons het nie, maar ek vra, omdat ons dalk baie woorde het wat aan emosie gekoppel is? Of dink jy ons is dalk nie so emosionele mense nie, omdat ons, want kyk Afrikaners waarvan, Afrikaanse mense waarvan partymense Afrikaners ook is geneig om baie hardkoppige mense te wees. Dink jy dit is omdat hulle dalk eerder 'n kultuurding, of dink jy dit kom dalk baie uit die taal uit? Of is daar nie regtig 'n koneksie, soek ek 'n koneksie waar daar net geen een is nie? Ek dink as daar 'n koneksie is, dan sal dit baie moeilik wees om vas te vang, en baie moeilik wees om te kry. Ek dink dit is seker 'n kultuurding. Ja, eerder as 'n taalding dalk. Ja. Fair enough. Ek dink fair enough. Ek soek ook nou net iets wat Ek dink ook dit is moeilik om daai te antwoord, want in my kop gaan ek kom ons sê die woord lekker. Ek perceive die woord as iets spesifiek wat, en daai persepsie, I guess, is gebaseer op hoe ek groot geword het, wat my kultuur is, hoe ek dink, daai woord se betekenis is gebaseer op my life experience. En vir jou mag die woord lekker iets heeltemal anders, nie dat dit in die geval toe nie, ons het dit klaar established, maar vir jou mag dit seker maar iets anders beteken, want jy kom van 'n ander agtergrond af. En dit is hoekom ek persoonlik sukkel verskriklik baie daarmee, want my definisie van verantwoordelikheid byvoorbeeld is iets heeltemal anders as iemand anders. Of my definisie van respek. Respek dink ek is 'n baie goeie voorbeeld in
die geval beteken iets heeltemal anders as wat respek vir iemand anders gaan doen. En die oomblik wat ek respek in 'n sin gebruik teenoor daardie persoon, mag hulle dit dalk anders perceive as wat ek doen en as wat ek dit wil oordra. Dis hoekom ek aan die begin vir jou gevra het, Talia, hoe verseker ek dat iemand iets wat ek vir hulle sê, perceive soos wat ek dit wil oordra? Want dit het my al baie in die gat gebyt, as ek nou eerlik kan wees. Die manier hoe ek goed sê in my kop word nooit perceive. Wel, ek sê dit nie in my kop nie, maar die manier hoe ek goed sê word nooit perceive soos wat ek wil hê dit moet nie. Okay, nie nooit nie, maar meeste van die tyd. En dit is vir my moeilik. Dit is vir my regtig 'n moeilike ding om te juggle. Want ek kan nie keer wat daardie persoon perceive nie, maar daar moet maniere wees hoe mense dit kan beter maak sonder om die punt te verloor van wat jy wil sê. En dis my moeilik. Ja, ek dink Talia het 'n groot deel van dit soos ook of ek het gehou van toe sy genoem het dat dit is ook net soos 'n self-awareness van die mense met wie jy te doen het en die omgewing waarin jy jouself bevind. Beide oor wat jy sê, maar ook wanneer jy hoor dat mense iets sê wat jy nie noodwendig van hou nie of dalk meer van hou, so om net tot daai bewustheid te hê van of hoe ander mense jou moontlik kan perceive. Ja, ek dink is maar net 'n herinnering dat mens eintlik moet bewus wees van wat om jou aangaan en hoe mense dink. Maar jy noem iets interessant, Annika, van half daai baie van hoe jy woorde sê en hoe jy betekenis aan woorde hegkom van toe jy kleiner was. En dis my interessante punt, want hoekom is dit, Talia, dat ons woorde so diep gekonnekt is aan memory? Wanneer jy byvoorbeeld hierdie noem ek nou met die geleentheid om myself in die gat te skop hier, maar as jy sê nou maar een keer dalk 'n bietjie te veel gedrink het en dit was 'n baie spesifieke alkohol, wanneer jy dit weer ryk, bring dit dadelik daai memory terug. Hoekom is dit dat dit so diep gekonnekt is daaraan? Is dit as gevolg van die reuk of is dit as gevolg van ja, wat in die brein op aarde maak dat ons woorde ons connect terug aan memories? Wel, jou reuksintuig is baie na aan jou memories. So jy sal goed onthou, maar jy onthou hulle soos prentjies in jou brein. Nie it bypasses language. Want daai reuk is nie so maklik om vas te vang in taal nie. Maar as jy nou praat oor taal en memory, daar's baie studies daaroor. Daar baie genavors daaroor. En ja, ek weet nie baie daaroor nie, maar dit het die taal is die manier waarop ons met of die wêreld, ja. So taal is die manier waarop ons die wêreld explain en mee interact, of mee, ja, met mekaar interact en kommunikeer sodat ons goed kan doen. En op daai manier dink ek ek probeer nou om my gedagtes vas te vang. So Ja, maar dit is, ek stem die gedagte, saam met jou, die taal moet ek nog, 100%, maar maar dit ek dink is- dit verduidelik ja. waaroor ek nou praat, is daai manier waarop jy jou die wêreld perceive. Beskryf. Ek meen ons kan Ja. nie, taal is die enigste manier hoe ons regtig, jy kan nie dink wat in iemand anders se kop aangaan nie. Ja. En taal is die enigste manier hoe ons half compromise om te sê, weet jy wat, hier is iets waarop ons almal mee saamstem. Ons gaan hierdie gebruik. En ek wil dit nou nie politiek toevat nie, maar dis kind of dieselfde wanneer jy kyk na politiek en na regering en so. Want ons almal het half een tipe taal wat ons gebruik om tot 'n doel toe te werk. En jy kan nie net regtig jou eie taal begin gebruik en verwag dat ander mense dit moet gebruik nie. En ja, ons gaan dit nou nie in 'n conversation verander oor of jy vir ander mense kan sê wat hulle moet sê om jou te beskryf of nie. Ons los dit vir 'n ander dag, wat ek dink 'n equally interessante gesprek sal wees. Maar ja, ons het nou baie gepraat oor soos reuke en tale en
hoe ons goed Persepsies. beskryf en hoe dit terugconnect aan ons en ja, ek wonder sommer maar net dalk as 'n afsluiting, is daar 'n gunsteling woord vir jou uit al jou studies wat jy gevind het die meeste emosie evoke in mense? Is daar soos 'n woord wat vir jou half jou laat dink, weet jy wat, hierdie woord, either hy is so half as jy hom sê, gaan mense emosioneel raak oor dit. Of is daar nie regtig so 'n woord nie? Want obviously dis 'n persoonlike ek sou sê vir my, kom ek gee jou my woord. Ek sou sê vir my is dit iets so soet, want of bitter eerder. Kom ons vat bitter, want bitter is half soos 'n dit kan 'n bitter soet wees of dit kan 'n bitter goeie wees of dit kan 'n bitter slegte wees. Dis soos 'n en dit laat my so de mekaar voel, maar dit laat my ook so diep voel. Ek weet nie. Ja. Maar wie connect ek dit net terug aan daai bitter, wat is daai bitterbessie dagbreek, bitterbessie son. Ja. Ja, as daar nie 'n woord is nie, is dit ook okay. Dis maar net 'n Ja. interessante, miskien as ons luisteraars iets het, los dit in die comments. Ja, ja, dit Dan sal sal so ons cool wees. Daar's soveel mooi woorde en so aan en veral in Afrikaans want hy ja, ek kan nou nie aan iets spesifiek dink nie. Nee, ag, dis okay. Maar vroeër toe ons gepraat het oor woorde en so aan wat emosies en smaak en taal en reuke en so aan het ek gedink aan walglik. So ek dink dit sal vir nou my woord wees. Ja. Dis 'n baie emotiewe woord wat en dit het daai walglik voel amper asof jy Ja, ja. dit laat jou eintlik so half voel wat die woord beskryf, maar sonder die Ja. woord gaan jy nie regtig dit kan beskryf nie. Ja, presies. Ek het 'n laaste vraag, sorry. En dis eintlik net ek wil net weet wat jou opinie is oor dit. En my vraag is, hoekom is dit so lekker om te vloek in Afrikaans? Want like jy kan vloek in Engels, maar dit het nie dieselfde like oomf nie. Dis so lekker om te vloek in Afrikaans. Ja, ek dink Afrikaans dis 'n interessante taal want ek ken baie Engelse mense wat nie baie goed Afrikaans kan praat nie, maar hulle hou baie daarvan om in Afrikaans te vloek. En ek dink en mense oor die algemeen hou daarvan om in 'n taal te vloek wat nie hulle eie is nie, want hulle dit voel sagter. Maar dit is nie ek dink nie dis dieselfde oor alle tale nie, want Afrikaans is 'n lekker vloektaal. Dit is net. En ek dink daar's iets, ek weet nie, daar's seker iets oor die klanke of die net daai en dit het ook seker te doen met die konnotasies wat mense daarmee het en dit ek dink dit het ook te doen met humor. Dat sekere want vloek is baie na aan humor in baie respekte, veral as 'n mens dit nou casually gebruik. Nie as 'n mens iemand uitvloek en die energie is baie negatief nie. Maar mense gebruik dit ook baie in humor. Ja, so ek dink daar's ook net sekere tale en sekere klanke wat mense kielie as ek op daai manier kan sit. Ek weet mense hou ook daarvan om dis nogal snaaks vir ons. Ek weet nie of julle dieselfde voel nie, maar as iemand iets sê in 'n Australiese aksent, is dit nogal snaaks. Ja. En as hulle in 'n Australiese aksent vloek, is dit ook snaaks. Ja. En hulle Ja. vloek baie. So Ek sou ook vloek as daar sulke groot spinnekoppe was. ja, of 'n kangaroo wat my kan skop. ja, so daar is die kultuur in jou konteks. Ja. Dit beïnvloed jou taal verskriklik. Ja. Baie Ek interessant. wil hierdie is net 'n totally soos unnecessary tip of nie tip nie, soos
titbit eerder. Ek het dit uitgevind vanoggend actually. Na die Tweede Boereoorlog het daar 'n klomp boere oorgegaan Argentinië toe. En daar is 'n hele samelewing of soos groep boere wat daar leef wat Patagonian Afrikaans praat. En dit was vir my verskriklik interessant geweest om te hoor. Dit klink baie dieselfde. Soos dit klink soos Afrikaans, maar dit het 'n effense aksent by. En dit was net vir my, ja, totally unnecessary, maar super interessant. So as iemand dalk bietjie, daar's 'n cool video daaroor waar hulle praat, dis baie interessant. Maar ja, ek dink die gepaste manier om hierdie af te sluit voor ek vir Alnike gee is om te sê, moer, dit was nou 'n interessante gesprek. Absoluut, ja. Baie dankie Talia dat jy met ons gesels het vandag. Dit was baie interessant en ek het definitief baie geleer en ek seker Anlo het ook. Ons sal definitief maybe jou hê. Ek het dit regtig geniet om met jou gesels, ja. Enigiets wat jy nog wil sê, jy's welkom om net gou nugget in te gooi of iets. Ek wil dalk net sê, 'n mens moet oppas wat jy lees op kos en drank labels. Veral wyn, want daai kan 'n beïnvloed hê oor hoe jy dit perceive. En selfs oor hoe lekker dit is. So, ja. Ons sal volgende keer ons angle marketing maak. Ja, ja, want ek is nou obviously van linguistics af in marketing in, so daar's 'n definitiewe koneksie daar. Maar ja, ja, lees 'n bietjie wynlabels, lees 'n bietjie jou chocolate labels, en sien watter woorde is daar en hoe dit dalk jou persepsie daarvan kan beïnvloed. So, ja. Awesome. Ek dink dit is dit. As jy like wat jy hoor, subscribe en maak remoer. Bye.